Goeienaand en welkom by ons aandgesprekke vanuit Psalm 23. Goedheid en guns wat jou volg. Die Here se goedheid en guns. Net dit volg jou. Dit word nie hier as 'n vorentoe belofte gegee nie. Dit is 'n terugkyk belofte. Om net goedheid en guns te sien, sal jy moet stop en stil staan en omdraai en agtertoe kyk. Dit is so belangrik om dit te besef, want daar kom dae waarin my belewenis van die Here en die vorentoe kyk nie soos goedheid en guns lyk nie. Daar kom dae wat ek dit op geen manier kan sien nie, maar as ek terugkyk, as ek deur die vallei van donker dieptes is, dan sien ek dit raak. Gelowige mense het deur al die eeue oor die Here se betrokkenheid in hulle lewe getuig. Hulle getuig van die Here se goedheid en guns in die verlede, in die goeie verlede en in die, soms veral in die slegter verlede. 'n Spoor van goedheid en guns lê agter my. 'n Spoor van 'n herder en 'n gasheer se goedheid en guns. En as ek dit nie raak gesien kry nie, dan kyk ek waarskynlik net nie ver genoeg terug nie. En dan sal dit my loon om verder terug te kyk tot by die koms van Jesus Christus. Daar het die Here se goedheid en sy guns mens geword, sigbaar geword. Aan die kruis op Golgotha het dit vir my moontlik geword om deel te kry aan die mensgeworde goedheid en guns. Aan die kruis het die agtervolging van sonde en die regverdige oordeel van die Here tot 'n punt gekom, 'n keerpunt, ook vir my vandag, vir my wat glo. Nou volg net goedheid en guns my, al die dae van my lewe, my hele verlede, die globale terugkyk op my lewe, waar ure en dae en maande in een vloei in een groot verlede. En sy goedheid en sy guns het my gevolg. Tog is al die dae van my lewe, ook die afsonderlike dae van my lewe, ter sprake. Elkeen van die 25.000 dae in 'n lewe van 70 jaar. Ook daardie uitsonderlike dae van diepe beproewing of intense vreugde. Geboortedae, huweliksdae, bevorderingsdae, siektedae, sterfdae. Sy goedheid en guns was elke dag sigbaar in die daaglikse brood en in sy ontferming wat elke môre nuut is. 'n Laaste gedagte wat die troos dieper betekenis gee. Die woord vervolg het die intensie van agtervolg. Dit jaag jou, dit jag jou, dit is op jou hakke. Dawid, wat die Psalm geskryf het, weet wat dit is om deur Saul en deur sy eie seun Absalom gejag, agtervolg te word. Maar nou gebruik hy dit in 'n positiewe sin. Hy skryf van 'n herder en 'n gasheer se goedheid en guns wat hom agtervolg. Dit is soos 'n skaduwee aan sy regterhand. Hy kan op 'n manier nie van dit al wegkom nie, selfs al probeer hy dit doen. Dit is iets wat jou uit genade volg. Jy kan die goedheid en guns nie anders bekom nie. Jy kan dit nie koop nie. Jy kan dit nie bestudeer of afbid of afhaal of loswerk nie. Dit kom van God af. En daarin lê die waarborg dat jy dit nie sal kan ontsnap nie. Hierdie woorde bring ons by die Nuwe Testamentiese heerlike belofte in Romeine hoofstuk 8 vers 38. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die goedheid en die liefde, die guns van God skei nie. Die goedheid en guns, die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Goeienaand.